Goeiemôre gemeente. Ek hoop en ek vertrou dit gaan goed met u elkeen. Baie hartlik welkom vanoggend ook in die erediens. Geliefdes, dit is 'n groot voorreg dat ons vanoggend ook weer herinner word aan die doop. En wat 'n groot voorreg dat ons vanoggend ook 'n doop het. Geliefdes, ons gaan vanoggend bietjie kyk na die lewe van Petrus. En wanneer ons baie keer oor leiers in die Bybel dink, veral soos mense van Petrus, dan dink ons maar, sjoe, kan ons nie meer soos hulle wees nie. Kan ons nie meer geloof soos hulle hê nie. En vanoggend gaan ons dalk anders dink, gaan ons dalk anders sê. En ons gaan bietjie opnuut kyk na ons eie geloofslewe en dink oor die volharding in geloof. Ons gaan ook in besonder kyk in die gedeelte wat ons gaan saam lees na gebed. En daarom is al ons liedere vanoggend in hierdie erediens gebedsliedere. En ek wil werklik vra dat u in die hart nie net hierdie woorde saam sing nie, maar as gebed regtig waarlik sal sing. Kom ons staan saam en dan sing ons laat Heer die vrede deur my vloei. Laat hierdie vrede deur my vloei. Waar haat is, laat ek daar die liefde bring. Laat ek in pyn en smart vertroostend wees. En krag gee deur geloof in U, O Heer, help my om altyd so te lief. Ander oor as myself te haat. Ja, om lief te hê, ander bo myself. En ook eerder te gee as te verwag. Laat hierdie vrede deur my vloei. En laat ek opgee waar dat twyfel is. Ek wil die lig in duisternis laat skyn. Laat ware vreugde altyd uit my straal. O Heer, help my om altyd so te lief. Om ander oor as myself te haat. Ja, om lief te hê, ander bo myself. En ook eerder te gee as te verwag. Laat hierdie vrede deur my vloei. Leer my om ook so sien te kan vergeef. Maak my bereid om aan myself te sterf. Dat ander U al meer in my kan sien. Mag die Here ons seën en ons beskerm. Mag die Here ons gebede verhoor. En mag die Here aan ons sy vrede gee. Amen. Ons kom om U te loof. Ons kom om U te eer. Ons kom om U te dank. Ons bid soos U ons leer. Ons Vader in die hemel hoog, geheilig sy U naam. Gee dat U koninkryk hier kom en laat U wil geskied. Halleluja, halleluja, halleluja.
ons dag se brood, vergeef ons al ons skuld, soos ons skuldenaars vergeef ter ere van u naam. Halleluja, halleluja, halleluja. Aan u behoort die koningskap, al die eer en heerlikheid. Lei ons nie in versoeking nie, verlos ons van die kwaad. Aan u behoort die koningskap, al die eer en heerlikheid. Halleluja, halleluja, halleluja. Aan u behoort die koningskap, al die eer en heerlikheid. Halleluja, halleluja, halleluja. Aan u behoort die koningskap, al die eer en heerlikheid. Amen. Gemeente, wat weet u van Petrus se lewe? Onthou jy nog daardie Sondagskoollesse oor Petrus? Petrus wat sy vissersnette moes los, sy beroep moes los, sy passie moes los in 'n manier, en Jesus se disipel word. 'n Nuwe beroep en 'n nuwe passie ontdek. Hy moes daardie nette neersit. Dit het hom iets gekos om Jesus se disipel te word. En Petrus se naam was eers Simon gewees. Wat die Here hom geroep het, het hy sy naam verander. En hy het vir hom gesê dat sy naam verander word na Sefas toe, wat dieselfde beteken as Petrus, rots. En Jesus self het later aan Petrus gesê, maar Petrus, jy is die rots waarop ek my kerk gaan bou. Jy is die rots wat van die fondament Jesus Christus self sal getuig. Dalk verwag ons dan dat Petrus hierdie rots van 'n man sal wees. Dat hy rotsvaste geloof altyd sal hê. Hy is hierdie rots waarop die kerk gebou word. Petrus se hele lewe het verander in die teenwoordigheid van Jesus. Petrus het gesien en beleef hoe Jesus genees. Hoe Jesus by mense kom en hulle lewe red. Petrus het gesien en beleef hoe Jesus wonderwerke doen. En met alles wat Petrus sien en beleef en ervaar, en met die wete dat hy hierdie rots is,
verwag ons nie dat Petrus ook 'n man is wat foute het nie, wat mislukkings het nie. Maar so in Matteus 14, daar lees ons dat Jesus se disippels was op 'n skei gewees en Jesus loop toe na hulle toe op die water. En Petrus sê, maar Here, as dit werklik U is, beveel my om na U toe te kom. Petrus, heel waagmoedig, heel voorbarig alweer. En die Here sê vir hom, maar klim uit die skei uit en loop na my toe. En die skrifgedeelte sê vir ons, dat Petrus toe bang geword het, dat hy begin vrees het en toe begin hy sink in daardie water. En hy roep, Here, red my. En Jesus steek sy hand uit en hy red hom. En hulle klim weer saam in die skei. Die Here het hom gevra, klein gelowige, waarom het jy begin twyfel? En in daardie skei het al die disippels voor die Here gebuig en gesê, U is waarlik die Seun van God. Petrus, wat al soveel wonderwerke gesien het en beleef het, twyfel. En hy sink. En dan sal 'n mens dink dat hierdie gebeure waar hy geloop het op die water, dat dit hom 'n les sou leer, dat hy nou die perfekte geloof sou hê. Maar hoe meer ons lees van Petrus, hoe meer kom ons agter, Petrus is net 'n mens. Hy het nog steeds gevrees, hy het nog steeds getwyfel. Later lees ons dat Petrus in Matteus 16, maar ook in Markus 8 en Lukas 9, dan bely hy, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Dis sy geloofsbelydenis. Dis wie hy sê die Here is. En dit is so besonderse belydenis. Tel sulke mooi woorde. Maar het Petrus dit waarlik uit sy hart uit bely en geglo? Toe Jesus vir hom gesê het, Petrus, jy is die rots waarop die kerk gebou gaan word, het Petrus dalk groot kop gekry. Want ons lees dat hy Jesus self berisp het. Dat hy gedink het, hy die reg het om Jesus te berisp. Petrus sê op 'n stadium vir Jesus, dis nie aanvaarbaar dat U moet ly nie. Dis nie aanvaarbaar dat U van ons af weg moet gaan nie. Hy kyk uit sy menslike perspektief van wat hy op daardie oomblik wil hê. Hy kyk na sy eie wil. En so sien ons dat selfs die rots Petrus dink hy weet beter. Dink hy weet beter as God se wil. En daarom in daardie gedeelte wys Jesus dan vir Petrus tereg
En hy sê vir hom, dat geloof vra van ons, om ons kruis op te neem, en te dra. Om God se wil te vra en te volg, ten spyte van ons eie menslike begeertes en ons menslike wil. Jesus het voor sy dood ook vir ons die nagmaal ingestel. En Petrus was ook daar by die tafel. En weer eens Petrus wat dink hy weet alweer beter as die Here self. Here, nee, u hoef nie my voete te was nie. Nooit sal u my voete was nie. En Jesus verduidelik vir hom en hy sê, my Here, was dan ook my kop en my hande. Jesus het beide vir Petrus en vir Judas aan die nagmaaltafel laat sit. Judas wat hom sou verraai en Petrus wat hom sou verloon, het beide aan die nagmaaltafel gesit. Terwyl Jesus geweet het wat hulle sou doen. Ons lees in al 4 evangelies dat Jesus vir Petrus gesê het, Petrus, jy gaan my verloon. Maar Petrus het gedink, hy weet beter. Hy ken homself beter. En hy het gesê, hy sal nooit. En dit bring ons by ons skriflesing vanoggend. Lukas 22, verse 31 tot 34. Simon, Simon, het Jesus gesê, luister, die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof jou nie begewe nie. As jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk. Petrus sê vir hom, Here, ek is bereid om saam met u te gaan, saam met u selfs gevangenskap en dood in te gaan. Maar hy het geantwoord, Petrus, ek sê vir jou, die haan sal vannag nie kraai, voordat jy my 3 maal verloon het, deur te sê dat jy my nie ken nie. So die Here sê vir Petrus, jy gaan my verloon, en dan sê Petrus, maar Here, ek sal u volg tot in gevangenis, tot in dood. Ek sal u nie verloon nie. Ek sal nie ontken dat ek u ken nie. En net in die perikoop daarna lees ons dat hy nie kan doen wat Jesus hom vra nie. Jesus gaan na Getsemane toe om te bid. Vol angs bid die Here Jesus, dat die lydensbeker by hom verby moet gaan. En wie het hy saam met hom geneem? Vir Petrus, Jakobus en Johannes het hy saam met hom geneem, en hy het vir hulle gesê, waak saam met my, bid saam met my.
En weer eens val Petrus ook. Want hy slaap elke keer as die Here by hom kom. Hy sukkel om te doen wat die Here vra, hy sukkel om te waak en om te bid. En hoeveel keer het hierdie disipel nie gesien hoe belangrik gebed vir Jesus is nie? Dat Jesus homself soveel keer afsonder om te gaan bid. Petrus moes besef het hoe belangrik gebed vir die Here is. Petrus het gesien hoe Jesus voor wonderwerke bid. En steeds, alhoewel hy weet hoe belangrik gebed vir Jesus is, kon hy nie doen wat Jesus hom vra nie. En dan lees ons die hartseer. Hoe Petrus toe vir Jesus verloon het, deur te ontken dat hy by Jesus was en saam met Jesus was. Hy maak voor hierdie mense of hy verward en onseker is. Hy sê dat hy Jesus nie ken nie. Hy gaan so ver om te vloek en om te sweer dat hy nie die Here ken nie. En toe kraai die haan. En Petrus het toe begin huil, want hy het Jesus se woorde onthou en hy het besef, die Here het geweet wat hy gaan doen, nog voordat hy dit gedoen het. En dit is juis, geliefdes, wat ons teks vanoggend so besonders maak. Want Jesus ken Petrus se tekortkominge. Hy ken sy foute. Maar Jesus sê vir hom in ons perikoop, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof jou nie begewe nie. Jesus het geweet, Petrus gaan hom verloon. En steeds het hy vir hom gebid. Petrus het geval. Petrus het misluk. Maar sy geloof sou nie uitgedoof word nie. Want Jesus Christus het reeds vir hom ingetree in gebed. En daarom sê Jesus ook vir hom, wanneer jy weer tot inkeer gekom het, versterk jou broers. Want Jesus het geweet dat hierdie net 'n toets is van sy geloof. Jakobus 1 sê vir ons dat ons moet bly wees oor die beproewinge en die toetsing van ons geloof. Want dit suiwer ons geloof. Dit bring ons nader aan die Here. Dit laat ons eie wil opgee vir die wil van die Vader.
En so het die Here vir Petrus gebid. En al het Petrus geval in die geloof, het die Here hom gedra en het die Here hom opgehelp. Die gebed van die Here Jesus Christus het hom veral deur hierdie moeilike tye gedra. Toe hy daar tot inkeer gekom het en begin huil het, toe die haan kraai en hy Jesus se woorde onthou. Geliefdes, ons lees dan ook van Petrus se latere lewe, waar die evangelie van Markus vir ons vertel dat nadat Jesus opgestaan het uit die dood, het die engel spesifiek die vroue gestuur om in besonder vir Petrus te gaan sê, die Here het opgestaan, die graf is leeg. In besonder vir Petrus. En Petrus en Johannes het toe gehardloop na 'n leë graf toe. Alhoewel mans nie in daardie tyd gehardloop het nie. Petrus het saam gehardloop na daardie leë graf toe. En kort daarna lees ons hoe Jesus self vir Petrus herstel het in sy amp. Hoe Jesus Petrus se geloof en sy roeping herbevestig het. Want al het Petrus foute gemaak, al het hy mislukkings. Vertrou Jesus hom nog steeds by die lammers. Ons lees dan in Handelinge dat Petrus die Heilige Gees ook ontvang het. Dat duisende mense deur sy prediking tot bekering gekom het. Ons lees in Handelinge hoe Petrus vir Tabitha gebid het. En hoe 'n wonderwerk plaasgevind het en sy kon opstaan teen volle genees. En hoe Petrus ook daardeur mense tot geloof gebring het. En dan het Petrus ook sy briewe vir ons gelos. 1 en 2 Petrus wat ons in die Bybel vind. En ek wil u bemoedig om daardie briewe te gaan lees, om Petrus ook beter te verstaan. Want in daardie briewe lees ons hoe ernstig Petrus gebid het vir gelowiges tydens vervolging, hoe Petrus vir siekes gebid het, vir mense in die gevangenis, hoe hy hulle bedien het, hoe hy gelowiges bemoedig dat die lewende hoop Jesus alleen is, ongeag struikelblokke, ongeag beproewinge in hierdie wêreld. En ons lees in hierdie briewe hoe Petrus vir ons getuig hoe belangrik dit is om te volhard in geloof en in gebed en om te vertrou op die Here. Geliefdes, Petrus was nie 'n perfekte mens. Petrus het nie die perfekte geloof gehad. En in Petrus se tyd was daar baie vyandigheid teenoor die kerk van Christus. En daarvoor het Petrus ook sy lewe gegee. Petrus is onderste bo gekruisig vir sy geloof.
Petrus, al was hy nie perfek nie, het sy lewe afgelê vir die evangelie van Jesus Christus, om die goeie nuus te verkondig. Petrus se lewe getuig van God se genade en sy liefde vir ons. En dat dit ons nie sal los nie. Al misluk ons, al maak ons foute. Petrus se lewe leer ons dat ons tot inkeer moet kom en ons sonde en ons geloof moet bely. Die belangrikheid en die noodsaaklikheid daarvan. Petrus se lewe leer ons dat ons geloof gelouter en gesuiwer sal word in hierdie wêreld. Petrus se lewe herinner ons wat dit beteken om deur die krag van die Heilige Gees te lewe. En al was Petrus nie 'n volmaakte mens nie, het Petrus die volmaakte God gedien met sy lewe, gevolg tot die dood toe. Ons almal beleef tye van twyfel. Tye waar ons voel soos Petrus, ons is besig om in die water te sink. Waar vrees meer voel as ons geloof. Tye van versoeking. Waar die duiwel ons wil uittart om ons geloof te verloor. Tye van mislukkings en beproewinge, tye waarin ons teleurgesteld voel in onsself. Tye waarin ons ook besef, ons is net gebroke en onperfek. Maar mag God ook deur ons gebrokenheid werk, in en deur ons. In Hebreërs 7 vers 25 lees ons dat Jesus Christus ook vir ons intree by die hemelse Vader. Jesus het nie net vir Petrus ingetree nie, hy het ook vir ons ingetree. Mag ons volhard in gebed en in geloof. Nie omdat ons volmaak is nie, maar omdat ons die volmaakte God dien en volg. Amen. Geliefdes, vanoggend het ons die groot voorreg om weer die doopformulier te hoor. En ek wil vra dat in die harte nou sal saam luister na hierdie woorde. Dit werklik opnuut weer sal hoor en besef wat dit ook vir u en u kinders en kleinkinders elkeen beteken. Die doop in die naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees beteken en verkondig dat ons en ons kinders wat as sondaars in hierdie wêreld ingekom het, slegs in die koninkryk van God kan kom as ons opnuut gebore word. Die Here het self bevestig dat hy ons in sy verbond insluit, ons tot sy kinders aanneem en ons laat deel hê aan al die voorregte van die verbond. Dat ons en ons kinders verbind word aan Christus
wat ons sonde deur sy bloed afgewas het. Dat ons ou sondige lewe saam met Jesus aan die kruis gesterf het en saam met hom begrawe is, maar dat ons ook weer deur sy opstanding lewend gemaak word, sodat ons vir die sonde dood is en vir God lewe. Die doop is 'n seël van die inlywing van die kerk van die Here Jesus Christus en verplig ons ook om as lewende lidmate te leef. Die doop beteken dat ons as gedooptes die Here uit dankbaarheid met ons hele wese moet lief hê, met hart en siel en verstand, met alles, dat ons hom moet vertrou en met ons hele lewe moet dien en volg. Die Here verseker ons deur hierdie sakrament ook dat sy Heilige Gees in ons sal woon, ons harte sal vernuwe en daagliks in ons lewe in en deur ons sal werk, sodat ons hoe langer hoe meer sy beeld op aarde sal wees. Ek vra nou dat die doopouers na vore kom. Geliefdes, julle het ook gehoor dat die doop deur God self ingestel is. En dat hy sy kinders kies in die verbond van sy genade. En aan ons kinders die waarborg gee om ook die gawes te ontvang wat hy deur Jesus Christus ook aan ons elkeen skenk. En om te bevestig dat u die doop gebruik in hierdie geloof en oortuiging en belydenis en nie vanuit bygelowigheid of gewoonte nie, gaan u opreg op die 3 vrae antwoord. Ten eerste bely u dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld ingekom het en ons onder die oordeel van God staan, ons nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop word. Ten tweede bely u dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat ook in die artikels van die Christelike geloof vervat is en ook in hierdie kerk geleer word en bely word, die ware en die volkome leer van die verlossing is. Ten derde beloof u om hierdie kind, van wie u die vader en die moeder is, in hierdie leer, in hierdie geloof, na die beste van u vermoë, te onderrig en te laat onderrig. Wat is hier op julle antwoord? Dit is dan 'n groot voorreg dat ons nou ook gaan oorgaan na die doop toe. Jare wees Vader Jesus. Ons het vandag die groot voorreg om jou te doen.
Doop jou in die naam van God die Vader. In die naam van Jesus Christus. In die naam van die Heilige. Mag die drie-enige God by jou wees. Jou ontvang sy liefde. Ook in sy genade. Geliefdes, as ek vra dat jy staan vir hierdie gesin asseblief nou, die seën Petrus. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee, van nou af tot in alle ewigheid. Die Here seën jou en hy beskerm jou, hy skyn sy lig oor jou lewe, hy sal genadig wees en altyd naby wees, hy gee jou elke dag sy vrede. Die Here seën jou en hy beskerm jou, hy skyn sy lig oor jou lewe, hy sal genadig wees en altyd naby wees, hy gee jou elke dag sy vrede. Mag jy deze plek inneem waar dankie. En ek vra dat oor onherkende namens die kerkraad en ook as impak vir haar asseblief haar kinderbybel om verandering. Agter gemeente, baie dankie dat julle vandag die doop kon bywoon namens die kerkraad. Wil ek vir julle sê, dit is 'n voorreg om hulle hier te kan hê. En mag hulle as ouers hierdie twee, Ilana en Tyler, opvoed in die woord van die Heer en hulle lei na hom toe, na die kruis toe. Dankie. In Hebreërs 13 vers 5 word ons herinner dat God self gesê het: Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Mag u omvou word in God se nabye teenwoordigheid. Mag u leef met die wete dat u in lewe en in sterwe aan die Here behoort en dat daar niks is wat u van sy liefde kan skei. Amen. Gaan in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou.
my